Goeiemôre en baie hartlik welkom by nog 'n erediens van Littleton Oos Gemeente. Mag hierdie aanlyn erediens vir jou van soveel waarde wees. Mag dit jou geloof vorm en mag dit jou noop om God te verheerlik op die manier wat jy dink en praat en leef in hierdie tyd. Kom ons word stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor die Here, voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper, want hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes in die Here, ek groet jou vanoggend as ek vir jou sê genade, barmhartigheid en vrede. En hierdie groet kom van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus, die een wat gekom het na die wêreld toe, gekruisig is, gesterf het en opgestaan het en opgevaar het, die een wat weer terugkom. En ek groet jou ook in die naam van God die Heilige Gees, wat as geskenk van die Vader en die Seun aan elkeen van ons wat glo gegee is. Kom ons staan op, liewe vriende, en dan sing ons twee wonderlike liedere saam. En dis altyd lekker om die Here te kan loof en prys en te aanbid. Die eerste lied is liedboek 472 en direk daarna gaan ons liedboek 519 sing wat sê: Wees stil en weet, ek is die Heer. Sing dit lekker saam met ons. Vriende, as ek terugdink oor my eie lewe, dan
word ek bewus van verskillende seisoene in my lewe. En in al die verskillende seisoene van my lewe, van groot word, as 'n kind, op pad na volwassenheid toe, was daar telke male 'n naderende einde aan elke seisoen. So byvoorbeeld op skool, het 'n ou geweet, hoe nader jy in matriek gekom het, deesdae praat ons van graad 12, het jy geweet, dis 'n era, 'n seisoen in jou lewe wat tot 'n einde gaan kom. En toe ons die rekordeksamen geskryf het, het jy geweet, dis nou baie naby. En so na skool het ek gaan studeer op Potchefstroom, en terwyl hy gestudeer het, het hy bewus geword in daai seisoen van 'n naderende einde van 'n akademiese jaar, en uiteindelik die einde van 'n graad wat gaan aanbreek. Het 'n ou daarna begin werk, en het 'n ou by verskillende plekke gewerk. Ek het op verskillende plekke gewerk in my lewe, in my volwasse lewe tot nou toe. En telkens het 'n ou bewus geword van die einde van 'n seisoen op 'n sekere plek wat nader kom. En terwyl 'n ou in daardie seisoen was, op daardie plek was, het jy 'n bydrae gehad om te lewer. Jy of ek het 'n bepaalde funksie gehad om te vervul. Ek het 'n bydrae gehad. Ek moes betekenis gee aan daardie plek en sy mense. So was daar ander tye ook in 'n ou se lewe. Tye van vriendskappe of verhoudings, wat jy geweet het, baie keer, as jy jonk is, dan as jy 'n enkel loper is, dan kom die einde van jou dae as 'n enkel loper dalk ergens tot 'n einde, nog 'n seisoen wat afsluit. En in elke seisoen kan ek en jy 'n verskil maak. As ek vandag vir jou vra om terug te dink oor jou eie lewe, dan wonder ek watter seisoene kom by jou op. Of jy 'n onderskeid kan maak tussen die verskillende seisoene in jou lewe. En as jy daaroor nadink, ek sal vir jou wil vra, waar oral het jy jou bevind in die seisoene van jou lewe, en wat was die bydrae wat jy gemaak het in elke seisoen? Hoe het jy gevoel toe jy besef het elke keer die einde van 'n seisoen kom nou nader? Vriende, ons moet vir mekaar sê dat dit nie net in ons fisiese lewens is wat seisoene tot 'n einde kom nie, maar definitief ook in ons geestelike lewens. Soos wat daar 'n begin is aan ons lewe, die dag toe jy gebore is, en 'n einde is aan jou lewe, die dag wanneer jy uiteindelik sterf, so is daar in ons geestelike lewens aan die binnekant van ons menswees, is daar seisoene. En ook daar hoor ons en raak ons bewus van 'n seisoen wat dalk tot 'n einde kan kom. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Ons is by week 7 van ons rotsreeks wat gaan oor die pastorale briewe van Petrus, 1 en 2 Petrus in die Nuwe Testament. En vandag lees ons 'n paar verse saam met mekaar uit 1 Petrus hoofstuk 4. As jy 'n Bybel het, is jy welkom om saam met my oop te maak en dit daar in jou eie Bybel te volg. Anders kan jy dit doodgewoon op die skerm saam met ons lees. Die opskrif van hierdie gedeelte in Petrus se eerste pastorale brief is: dien mekaar met julle gawes. En die tema van vandag se boodskap is: die einde dien, met 'n uitroepteken. So kom ons luister wat skryf hy. Petrus sê die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees net tot sover hier
uit 1 Petrus hoofstuk 4, liewe vriende. Nou daar is 4 fokuspunte in hierdie kort gedeelte, in hierdie teks van vandag wat ek glo baie belangrik is vir my en jou as 'n gelowige en ek wil dit baie graag met jou deel. In die eerste plek, in vers 7, reg aan die begin, sê Petrus die einde van alles is naby. Dis die eerste belangrike punt. Die einde van alles is naby. Daar kom 'n einde aan 'n era, lyk dit vir ons. Tweedens sê hy daarom wees selfbeheers en nugter. En dan in die derde plek sê Petrus, wees hartlik lief vir mekaar en laastens wees goeie bedienaars wat ander dien. Nou vriende, letterlik op hierdie oggend voor Pinkster 2020, ons skop vanaand met ons Pinksterweek af en ek is bevoorreg dat Chris de Wet wat aan Unisa verbonde is, vir my so 'n bietjie gaan help in hierdie week om die Pinksterreeks te hanteer. Hy gaan 2 dienste doen en ek self gaan 4 dienste met julle deel rondom 2 Petrus 1. Maar op hierdie oggend dan voor Pinkster wat vanaand afskop, in die lig van die huidige omstandighede in ons land en in die wêreld, reg oor die wêreld, en in die proses van vernuwing waarmee ons as 'n gemeente besig is, wat al hoe meer koninkryksgerig wil leef, as ooit tevore in die bestaan, die geskiedenis van ons gemeente, is daar belangrike vrae wat ons onsself behoort af te vra, as lidmate van hierdie gemeente. Die een is, wat gaan herlewing bring in ons midde? Wat gaan herlewing bring? Jy weet, deur al die eeue heen praat die kerk en Christen gemeenskappe oor herlewing. Wanneer meer mense na die kerk toe draai, eintlik as te ware na God toe draai, in die besef dat hulle hom nodig het in hulle lewens. En dis 'n belangrike vraag vir ons om te antwoord. Wat gaan herlewing bring in ons midde en in hierdie tyd? Die tweede vraag is, waar behoort ons die fokus te plaas van wie ons as 'n gemeente is en waarmee ons onsself besig hou? Waar moet die fokus wees? Dis 'n tweede belangrike vraag. En dan derdens, hoe behoort ek en jy te leef dat ons nie ons krag verloor nie, ons krag om bruikbaar te wees vir die Here? So dis die 3 vrae wat vir my baie belangrik is om vanoggend te vra. Wat gaan herlewing bring? Waar behoort ons fokus te wees van wie ons is en waarmee ons besig is? En hoe behoort ons te leef dat ons nie krag verloor nie, maar bruikbaar is? Wel vriende, ek is van harte oortuig dat Petrus vir ons hier in hierdie eerste pastorale brief van hom 'n baie duidelike antwoord gee op elkeen van hierdie vrae. In hierdie enkele paar verse wat ons saam gelees het, 1 Petrus 4 vers 7 tot 11, vind ons as te ware 'n stukkie insig in die ondenkbare genialiteit van die Heilige Gees. Ek is regtig in my hart oortuig dat as ou hierdie lees, dat die Heilige Gees van God geniaal is. God is geniaal. Natuurlik is daar daai mooi gedeelte in Romeine se brief wat sê o diepte van die rykdom en kennis en wysheid van God, want God weet alles, God is alles, God is oral, hy's God. Maar in hierdie kort 4-5 verse van Petrus se eerste pastorale brief, sien ons iets van hierdie genialiteit van die Gees. Wanneer die Heilige Gees in die bestek van so 'n kort stukkie teks, soveel ewigheidswaarde kan saamvat, soveel waarheid oor die ewigheid kan saamvat. Jy weet, alles wat ons in die Christelike lewe kan definieer as belangrik, is eintlik vervat in hierdie paar verse in 1 Petrus 4. Dis 'n gelaaide paar verse, vriende, en dit gee vir ons regtig 'n samevatting eintlik van wat Petrus reken belangrik is
in 'n Christelike lewenstyl midde in 'n vyandige wêreld wat teenoor God en die goeie nuus van Jesus Christus staan. So laat ons wegspring met vers 7 wat hier sê die einde van alles is naby. Die einde van alles is naby. Nou ek wil julle herinner dat Petrus so ver in elke hoofstuk van hierdie eerste brief van hom gelowiges uitgedaag het. Onthou, hierdie gelowiges aan wie Petrus sy woorde aanvanklik gerig het, waarskynlik hier tussen 60 en 70 na Christus, is gelowiges wat wyd versprei was. Dit was mense wat verwyd was deur allerlei faksies en groepe in die samelewing. Dit was mense, gelowiges wat vervolg was tot die dood toe. Hulle was mishandel, uitgelewer aan owerhede, in tronke gestop, onthoof en op talle ander wrede maniere van kant gemaak was. Hulle is, om dit saam te vat, lydende Christene. En is aan hulle vir wie Petrus aanvanklik skryf. Hulle lewe in 'n uiters moeilike en vyandige wêreld ten tye van Petrus se skrywe van hierdie pastorale brief. En daarom roep Petrus hulle in elke hoofstuk van sy brief op om te fokus op die waarheid, te fokus op Jesus en op heiligheid. Met ander woorde, Petrus wil eintlik sê, maak seker van die basis van jou geloof. Dit is die woord van God, die Bybel. Tweedens, maak seker van die fokus van jou geloof. En dit is niemand anders nie as die persoon van Jesus Christus. Dis uitgebeeld op hierdie kruis. Op hierdie kers as die kruis. Die fokus moet wees die persoon van Jesus Christus. En laastens, maak seker dat jy die doel van jou geloof in die oog hou. En dit is 'n heilige lewe. Petrus sê, wees goddelik en leef voorbeeldige, vreugdevolle, oorwinnende lewens. Selfs al moet jy as gevolg van so 'n lewe swaar kry, gebuk gaan onder lyding en vervolging en wie weet wat alles daarmee saam. Vanaf 1 Petrus 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 10 het Petrus verduidelik dat ons so moet leef op grond van ons kosbare verlossing. Die feit dat Jesus aan die kruis gehang het en ons vrygekoop het uit die mag van sonde en die bose en die Satan en sy helse magte. Daarom moet ons so leef. Vanaf hoofstuk 2 vers 11 tot net voor hierdie gedeelte in hoofstuk 4 vers 6 verduidelik Petrus dat ons so moet leef, soos wat ons hier gehoor het in vers 7 tot 11, op grond van die huidige omstandighede. So eerstens, leef so op grond van jou verlossing. Tweedens, leef so op grond van die omstandighede rondom jou in die wêreld. Nou vriende, as ons dit kan deurtrek na vandag toe, want onthou, die Bybel is nie net geskryf vir die mense van die tyd nie. Die Bybel strek oor alle eeue heen. En daarom is elke woord wat hier aangeteken is vir alle mense. En as ons dit dan nou deurtrek na ons huidige situasie toe in die wêreld vandag, in die lig van die coronavirus en die lockdown waarin ons nog is, daarom so op die laaste van vlak 4 vandag. Môre is dit 1 Junie, 'n nuwe maand. En is dit as te ware, glo dit of nie, is dit die begin van die winterseisoen. Junie, Julie en Augustus. En gelukkig, so saam met die 1 Junie, die begin van 'n winterseisoen, het ons 'n stukkie verligting om na vlak 3 toe te gaan in die meeste plekke in ons land. En daarom
moet ons mekaar herinner dat in die huidige situasie in ons land en oor die wêreld heen, word ek en jy as gelowige geroep om 'n getuienisdraande gemeenskap te wees. Dit maak nie saak hoe moeilik dit mag wees nie. Ons moet getuig. Ek praat in die week met lidmate wat soos talle ander lidmate en mense, familie en vriende met wie ek praat, vir my sê dat hulle dit nie finansiëel maklik het as gevolg van die lockdown nie. Dis nie maklik nie. Maar sê hulle, ons moet steeds ons kop hoog hou en glimlag. Want dit is mos maar wat 'n mens doen. Dit was vir my so mooi. Natuurlik kom dit uit die mond van iemand wat 'n gelowige is. Wat weet waar die verlossing is in Christus Jesus. En omdat dit bekend is, daaraan vasgehou word en dit geglo word, kan ek midde in moeilike omstandighede my kop optel en glimlag. Dit was vir my so mooi. So, as gelowiges gaan ek en jy elke dag voort, liewe vriende, met 'n spesifieke leefstyl as Christene. Eerstens gefokus op die woord, op Christus en op heiligheid, maar ook gefokus op Christus se tweede koms na die wêreld toe. Die wederkoms. En dit is in werklikheid Petrus se boodskap van hoofstuk 4 vers 7 tot by hoofstuk 5 vers 11, wanneer hy in hierdie hele gedeelte op dit fokus. Vers 7 sê, soos ons gehoor het, die einde van alles is naby. In vers 13 staan daar, wees liewer bly, hoe meer julle in die lyding van Christus deel. Dit is so mooi, hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. En dan in hoofstuk 5 vers 4, en dan wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Is dit nie kosbaar nie? Petrus neem hulle en ons ook as te ware op 'n reis, van 'n fokus van hulle verlossing wat al gekom het in die kruis van Christus en sy opstanding, na 'n fokus toe op hulle omstandighede. So eerstens verlos, vrygekoop, gered. Na, wat is jou huidige omstandighede? Na, hierdie Christus wat die verlossing moontlik gemaak het en in die huidige omstandighede by jou is die een wat ook weer gaan terugkom na die wêreld. Om ons sy bruid te kom haal. Hy is die bruidegom en hy kom ons as sy bruid kom hy haal. Nou vriende, as hy hierdie kort gedeelte skryf en ons hierdie ryke teksgedeelte gelees het en hy lei dit in met 'n fokus op die wederkoms van Jesus, dan is dit definitief nie die eerste keer nie. In 1 Petrus 1 vers 4 en 5 sal jy dalk onthou, het ons iets van dit gelees, toe Petrus geskryf het, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van tyd geopenbaar te word. Dis die eerste keer wat Petrus daarvan melding maak in hoofstuk 1, vers 4 en 5. In vers 13 van dieselfde hoofstuk skryf hy, wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. En dan in hoofstuk 2, vers 12 lees ons, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle sleg van julle, dat hulle julle goeie, voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik
op die dag van afrekening. Kan jy onthou, ons het vroeër in die rotsreeks by hierdie teks ook stil gestaan. So, terug by 1 Petrus hoofstuk 4 vers 7, is dit definitief nie die eerste keer wat Petrus fokus op Jesus se terugkeer nie. Dit is inderwaarheid die 4de keer in hierdie eerste pastorale brief. En in al hierdie verwysings na die wederkoms, koppel Petrus dit dan aan 'n heilige lewe midde in 'n vyandige wêreld en 'n lydende wêreld waarin ek en jy as gelowiges dit nie maklik het nie. En liewe broer en suster, Jesus het dit natuurlik reeds in die Johannes Evangelie gesê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Hy het nooit maanskyn en rose en reënboë en sonskyn al die pad beloof nie. Hy het gesê in die wêreld gaan julle dit moeilik hê. En ons beleef dit op hierdie oomblik in tyd. En nou koppel Petrus die verwysings na die wederkoms aan 'n heilige lewe wat, baie belangrik, 'n getuienis dra na ander mense toe. Nou die woord einde in Grieks in hoofstuk 4 vers 7, die einde van alles is naby. Daai woordjie in Grieks is die woord telos, is 'n baie bekende woord in die Grieks. En die woordjie telos beteken nie einde soos in daar was 'n kronologiese verloop volgens tyd en nou stop dit. Met ander woorde, iets word getermineer nie. Nee, dis nie wat hierdie woord beteken nie. Dit beteken voleinding. Tja, eintlik staan daar, die voleinding van alles is naby. Dit wil sê, die volledige realisering, 'n absolute hoogtepunt in alle dinge, midde in alle dinge, as jy wil. Nêrens in die Nuwe Testament verwys dit na die einde van iets in 'n negatiewe sin nie, maar na die voleinding van alle dinge in 'n positiewe sin van die woord. Amper soos om 'n punt te verkry, 'n goeie punt terug te kry. Jy weet, my dogtertjie sy's in graad 5 en sy is tog so opgewonde, eintlik uit haar vel uit, as sy vir my kom wys, pappa, kyk wat het ek gekry vir hierdie aanlyn assessering nou in die lockdown. Pappa, kyk wat het ek vir hierdie taak gekry. Pappa, kyk hierdie toetspunt van my. En dan glimlag sy net so breed in haar oë glinster. Dis die indruk wat hierdie woord telos in die Grieks eintlik wil oordra en wil verwoord. 'n punt verkry, 'n fantastiese oorwinning behaal, 'n doel bereik. Dis nie alleen die einde van 'n era nie, maar die kulminering van die konklusie, die doel, die realisering, die vervulling, die sukses, die voleinding van alle dinge. Dis 'n hoogtepunt in die geskiedenis van die heelal. En dit, liewe vriende, is Petrus se eerste en belangrike punt waaruit die res van die ryke invloed, inhoud van 1 Petrus 4 vers 7 tot 11 dan voortvloei. Die eerste is, die voleinding van alle dinge is nou naby. En dit vloei dan oor in die tweede, derde en vierde punt. En die tweede punt is, daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Die ou Afrikaanse vertaling sê, sodat julle ingetoe en nederig kan wees. Die Good News Bible vertaling sê, self-controlled and alert. Jy weet, wakker. Praat ook in die afgelope week met 'n ander lidmaat in ons gemeente wat vir my vertel en vir my by haar huis wys waar misdadigers baie onlangs ingebreek het in die middel van die nag. En 'n klomp goed gesteel het. Gelukkig was hulle veilig. Maar dis wat die Good News Bible wil sê, to be self-controlled and alert, op die uitkyk, op jou hoede wees, as jy wil. In die Grieks
is die woord wat gebruik word sophroneo, wat beteken, en ek gaan dit in Engels aanhaal, to have an understanding about practical matters and thus be able to act sensibly. Ek gaan dit herhaal. To have an understanding about practical matters in life and thus be able to act sensibly. To have sound judgment, to be sensible, to use good sense and sound judgment. Dis wat hierdie woord in die Grieks beteken. Dit wil sê dat ek en jy selfbeheersing in die eerste plek moet toepas as 'n faset van die vrug van die Gees, dit wat ons in Galasiërs 5 vers 22 kry, om te sê wees selfbeheers in terme van jou lewe as 'n gelowige. Moenie verkeerde dinge doen nie. Kies daarvoor. Kyk dit uit en sê ek gaan myself inhou. Ek trek die lyn, ek gaan nie hierdie grens oorskry nie. Aan die ander kant is die tweede woord wat ons lees is nugter. Wat sê wees wakker? Dis waar die woord alert vandaan kom in die Good News Bible. En ek wonder nou of jy die boodskap onthou van die ander dag, net 'n bietjie vroeër terug in ons rotsreeks uit 1 Petrus 5, toe ons gesê dat ons nugter en wakker moet wees, want ons vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Onthou jy dit? So Petrus sê, behalwe dat jy self moet kies vir selfbeheersing, om jou te weerhou om sekere goed te sê, te doen, te dink, moet jy ook op jou hoede wees. Be alert, want daar's 'n vyand daar buite. En daarom, wees versigtig vir hom. Wees nugter, want hy is skelm. Hy's agterbaks. En hy's daarop uit om my en jou uit te oorlê. En nou trek hy dit natuurlik terug na vers 7 toe om te sê, omdat die einde, die volëinding van alle dinge naby is, wees nugter, wees selfbeheers en wees wakker. Terloops, liewe broer en suster, laat ek net iets baie duidelik maak. Wanneer Petrus sê die einde is naby, wanneer die Bybel op watter plek in die Nuwe Testament ook al praat van die einde of die laaste dae, verwys dit na die tyd vandat Jesus na die wêreld toe gekom het, uit die hemel uit. Dit verwys na die tydperk van toe af tot nou. En dit gaan voort. Die laaste dae op pad na die tweede koms van Christus toe het aangebreek, glo dit of nie, met sy eerste koms. Daarom dat beide Paulus en Petrus vir die gelowiges van hulle tyd kon sê dat hulle in die laaste dae leef. Die rede hiervoor is dat Christus se wederkoms enige tyd kan plaasvind. Dit sal in 'n oogwink wees, sê die Nuwe Testament, en glo dit of nie, maar nog die engele, nog Jesus Christus self as seun van God, weet wanneer dit gaan wees. Is jy verbaas? Wel, kom ek lees dit vir jou. Want die Nuwe Testament maak dit baie duidelik. In Matteus 24 vers 36 sê, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Dis oor die wederkoms. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Net die Vader weet dit. En daarom, vriende, praat die Nuwe Testament baie duidelik oor die laaste dae. Dit het begin toe Jesus na die wêreld toe gekom het en deur sy aardse bediening, kruisiging, sterwe, opstanding, hemelvaart heen, deur al die eeue tot hiertoe, op hierdie oomblik, leef ons in die laaste dae. Jy kan ook daaroor gaan lees in 1 Tessalonisense 1 vers 10 en Handelinge 1 vers 7. Die wederkoms van Christus word met ander woorde gelykgestel aan 'n verwagting. Dit wil, as Paulus en Petrus daaroor praat,
en sê die laaste dae, dan wil dit by elkeen wat dit hoor 'n verwagting skep. Want jy sien, dink net vir 'n oomblik, as ek of jy geweet het wanneer Christus sou terugkom, dan sou ons vir mekaar gesê het, ag, ons kan hande vou en ontspan. Daar's baie tyd. Daar's baie tyd om reg te maak, om my lewe in orde te kry, my sake met God reg te maak. Maar ons weet nie. Nie die engele weet nie, nie die Seun weet nie, net die Vader. En daarom is dit amper soos 'n vrou wat swanger is, wat 'n baba verwag en hier naby die einde van die swangerskap is en die beweging van die klein mensie in haar lyf kan voel en telkens herinner word, dit kan enige dag nou wees, sonder om te weet wanneer. Die pa wat sy hand op haar sit, op die mamma, en sê enige dag nou kan ek 'n pa word. Dis met daardie verwagting wat ek en jy moet lewe. En daarom moet ons reg lewe. Wees nugter, wees selfbeheers. Dis die tweede ding wat Petrus in hierdie kort gedeelte vir ons kom sê. Die derde is die volgende. Ons weet reeds uit die 10 gebooie, wat ons in Eksodus 20 en Deuteronomium 5 kry, dat liefde vir God aan die een kant en liefde vir ons naaste aan die ander kant die kern van die wet uitmaak. In Matteus 22 vers 37 tot 39 kom Jesus dit beklemtoon wanneer 'n Fariseer, 'n skrifgeleerde vir hom vra, wat is die volle uitvoering van die wet? En dan beklemtoon en bevestig Jesus dit. Liefde vir God met alles in jou en liefde vir jou naaste. 1 Johannes 4 vers 8 skryf Johannes, een van Jesus se disippels, sy geliefde disipel, sê hy, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. So behalwe dat die wet en Jesus dit gesê het, sê Johannes dit ook, en dan hier in ons teks vandag, beklemtoon Petrus dit ook nog. En juis omdat die volëinding van alles naby is. Want wat skryf hy? Hy sê, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. So my liewe broer en suster, ek is jammer om jou mee te deel, maar of jy nou van my hou of nie, ongelukkig het jy nie 'n keuse nie, jy moet my lief hê. Die teendeel is natuurlik ook waar. Of ek nou van jou hou of nie, ek het nie 'n keuse nie. Ek moet jou lief hê. En daarom in ons eie geloofsgemeenskap ook, al verskil ons van mekaar, al sê die een sis en die ander een so, en hierdie een stem nie saam met daai nie, en daai een stem nie saam met hierdie een nie, moet ons by daardie verskille verbykyk en sê, ek het jou onvoorwaardelik lief. Ek hou nie van jou idee nie, ek hou nie van jou manier nie, maar ek het jou nogtans lief. Dink maar aan 'n huwelik vir jou wat getroud is. Ouch. Ja, ek hoor jou. As jou man nie met jou saamstem nie, of jou vrou anders voel as jy, julle kan verskil, maar julle moet mekaar lief hê. Ouers en kinders, as jou kinders droog maak, jy kan kwaad wees, jy kan dalk selfs die beld uithaal, of hulle hok, maar jy moet hulle lief hê. Kinders, al hou jy nie van die reëls en die grense wat jou ouers vir jou stel nie, jy moet hulle nogtans lief hê. Behalwe dat ons vir hierdie redes mekaar hartlik moet lief hê, herinner Petrus ons daarmee saam dat die liefde bedek baie sondes. Want jy sien, as ons mekaar van harte hartlik lief het, soos Petrus ons oproep om mekaar lief te hê. Ons het in Romeine 12 van die R12 reeks in die eerste kwartaal ook gesien. As ons mekaar so lief het, dan kan ons dit reg kry om by mekaar se foute en tekortkominge verby te kyk. Vriende, dis die derde punt, is die punt van die liefde, dat ons mekaar moet lief hê. En dan kom Petrus by die vierde
en belangrike punt, nog 'n belangrike punt in hierdie kort gedeelte uit, naamlik diens. En dis hoekom ek hierdie kruik en hierdie bak hier neergesit het. Om my en jou te herinner aan dit wat Jesus vir onsself gemodelleer het. Kan ek jou net vir 'n oomblik herinner aan ons tema van vandag, die einde, vraagteken, diens. Diens met 'n uitroepteken. Want Jesus het vir ons die beste voorbeeld ooit gegee van wat dit beteken om met die liefde van God teenoor mekaar te leef, deur mekaar te dien. Toe hy water in 'n kruik gegooi het, uit 'n kruik uit in 'n bak gegooi het, sy bokleed uitgetrek het en op sy knieë gesak het om die voete te was van sy disippels. In die Grieks lees dit oikonomoi poikiles charitos theo. En dit sê, faithfully administering God's grace in its various forms. Kan ek dit net weer sê? Faithfully administering God's grace in its various forms. Met ander woorde, Petrus kom praat hier van rentmeesterskap. Glo dit of nie? Hy praat van rentmeesterskap. En oor niks anders as die genadegawes van God wat deur die Heilige Gees aan gelowiges geskenk is. Dis wat hy vir ons hier kom gee. Is die genadegawes wat van die Heilige Gees kom vir ons as gelowiges. Nou, dis baie belangrik, liewe vriende, dat daar 3 lesse is wat vervat is in hierdie rentmeesterskap waarvan Petrus praat. In die eerste plek is dit universeel in die verpligting wat daarmee saamgaan. Tweedens, dit is veelvoudig in die manifestasie daarvan. En derdens, dit is God verheerlikend in die intensie waarmee dit aangebied word. So universeel, veelvoudig en God verheerlikend. Kom ons kyk vinnig na hierdie 3 goed. Die eerste een, universeel in die verpligting. Natuurlik kom die woord genadegawe waarvan ons lees in 1 Petrus 4. Dis 'n kort gedeelte. Kom dit van die woord charisma af wat verwys na geestelike gawes. Dis waar die woord charismaties in charismatiese kerke vandaan kom. En dit haak aan in die woord by 1 Korintiërs 12 en Romeine 12 wat praat oor die genadegawes wat kom deur die Heilige Gees. Let op, dis baie belangrik dat hierdie nie verwys na jou natuurlike talente nie, waarmee jy gebore is nie. Dit is definitief nie dit. Dit verwys na die gawe wat jy van die Here af ontvang het toe jy wedergebore is en Jesus jou Here en Verlosser geword het en jy die Heilige Gees as addisionele geskenk van God die Vader en Jesus ontvang het. Almal het dus 'n gawe. 1 Korintiërs 12 sê, aan elkeen is 'n genadegawe gegee. Efesiërs 4 vers 7 sê dit en 1 Korintiërs 12 vers 7. Dit is maklik om te onthou. Elke lidmaat van Christus se kerk. As jy met ander woorde sê ek het nie 'n gawe nie, is jy nie deel van God se kerk nie. Want dit is onmoontlik om deel te wees van God se kerk, waarlik as 'n navolger van Jesus en nie 'n gawe te hê nie. Want die Nuwe Testament sê jy het 'n gawe of gawes. En dit is wat dit beteken as ons sê dis universeel in die verpligting. Want almal kry dit. Elkeen kry 'n gawe, maar uniek. En baie keer die aantal gawes wat ons het en hoe dit met mekaar verbind word, dit maak dit nog meer uniek en meer spesiaal. Die vraag is, wat is die verpligting wat op ons gelê word saam met dit? Wel, vers 10 van 1 Petrus 4 sê dit baie duidelik, en dit is, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Amore, dis nie vir jouself nie,
Definitief nie. Dis verander. Jy weet in die wêreld van voedselhandel, in die landbouomgewing, denk byvoorbeeld aan, sê nou maar die Chinese met rys of op eie bodem, mielies, koring, sonneblomme, wanneer daar 'n oes is, sal party ouens terughou op dit wat hulle geoes het. Hulle sal dit terughou, dat daar 'n tekort in die mark ontstaan en dan druk dit die prys op. Jy weet, die hele ding van vraag en aanbod, sodat hulle self kan voordeel trek daar. En as ons dit sien gebeur, dan het ons gewoonlik ons monde vol. Want ons sê, dis verkeerd, hoe kan dit? Dis selfverryking. Partykeer doen ons dit, sonder dat ons dit agterkom as gelowiges. Jy het 'n gawe of gawes, en jy hou terug. Jy hou dit vir jouself. Jy sê, dis vir my. Terwyl die woord sê, dis nie vir jou nie, dis om ander te dien. Ek glo jy weet dat rentmeesterskap verwys na die bestuur van iets wat nie aan jouself behoort nie. Jy sien om na die eiendom van iemand anders, jy bestuur dit. So is ek byvoorbeeld geroep om in hierdie gemeente te dien, as 'n leraar, as 'n predikant, en is hierdie gemeente nie my eiendom nie, ek bestuur dit. Alles wat ek persoonlik besit ook, en wat jy persoonlik besit, het ons ontvang uit die hand van die Here, en ons bestuur dit. Ons is rentmeesters van die geld en die goed wat ons besit. Lukas 12 vers 42 gee vir ons 'n mooi perspektief hierop. Vers 10 sê, praat van die oikonomos. En dit word vertaal met die woord economics of ekonomie. En dit beteken dat ons 'n verantwoordelikheid het. Ons is rentmeesters van dit wat ons ontvang het, om dit so te bestuur dat dit goeie ekonomie tot gevolg het. Dis waarom in Matteus 25 vers 21 Jesus in daai gelykenis van die bestuurder wat sy slawe toevertrou met sy eiendom, sy bates, wanneer hy terugkom sê, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. So in die eerste plek is die gawes wat ons ontvang het en die rentmeesterskap beginsel daarmee saam. Moet ons weet die gawes is universeel in die verpligting wat ons het. Ons moet dit goed bestuur. Tweedens is dit is veelvuldig in die manifestasie daarvan. Vers 10 sê dit so mooi hier in 1 Petrus 4, vriende. Dit sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy genadegawe het die ander dien. Wat beteken dit? Dit beteken dat die woord genade hier 'n baie belangrike rol speel. Want die wêreld waarin ons leef, leer ons dat dit wat jy het, dit wat jy besit, is joune omdat jy dit verdien. Jy het gewerk daarvoor, jy het jou moue opgerol, jy het in die sweet van jou aangesig, het jy jou alles ingesit, baie geluk, hier's 'n handskud, kry vir jou 'n bonuscheck. Of 'n meriete bonus. Of kry vir jou 'n verhoging. Kry vir jou 'n beter pos binne die maatskappy of die skool of wat dit ook al mag wees. So ons werk in 'n wêreld wat werk met die beginsel van dit wat jy insit, bepaal wat jy kry. Maar in God se ekonomie, sy oikonomos, werk dit anders. Jy sien, die gawes, die genadegawes waarna Petrus ook hier verwys, het niks uit te waai met verdienste nie. Hy het nie vir jou aan die een kant 5 gawes gegee omdat jy jou goed van jou taak gekwyt het en vir jou net 1 want jy is 'n swakkeling nie. Vir 'n ander ou 10 want hy of sy is uitmuntend nie. Nee, God gee dit uit genade. Hy vertrou dit aan ons toe uit genade. Ons verdien dit nie, ons kan dit nie koop nie. Hy gee dit.
So dis nie ons sin, omdat dit ons reg is om dit te hê nie. Dis ons sin, omdat hy dit uit genade vir ons gegee het. En dis waarom die woordjie veelvoudig hier bygevoeg word deur Petrus, vriende, die veelvoudige genade van God. Veelvoudig is so 'n mooi woord. Dit beteken ryk in kleur en verskeidenheid. Variety, die Engelse woord. Jy weet, want daar's baie verskillende genadegawes wat God gegee het in die Bybel. Om die waarheid te sê, as jy gaan lees in al die tekste in die Nuwe Testament en jy tel die onderskeie genadegawes bymekaar, dan sal jy uitkom by 'n totaal van 19 gawes. 19 verskillende gawes wat gelys is. Maar as jy selfs van hierdie gawes kombineer, dan kry jy 'n nuwe dinamika aan die diens wat daarmee saamkom aan mense in wie se lewens hierdie gawes aangewend word. En daarom is dit so kosbaar en kan dit vergelyk word met 'n kunswerk. Iemand wat 'n verfpalet en 'n kwas in die hand vat en voor 'n esel gaan sit met 'n verflap op en begin skilder. Daar kan soveel wonderlike kleure uitkom. Wat 'n prentjie kan nie besonders daaruit voortkom. Want as ons gawes inspan, die een of die baie wat jy ontvang het, en jy span dit in jou afhanklikheid van God, dan kry 'n wonderlike, veelvoudige manifestasie van God se genade, al die gawes wat hy gegee het. Die laaste ene is dat ons moet weet, in hierdie genadegawes wat God ons roep, vir ons gee, om mee te dien, moet dit God verheerlikend wees. Dis die intensie daarvan. Daar behoort geen plek te wees vir selfverryking of selfverheerliking. Nie in God se ekonomie nie. Jy weet, so baie in die wêreld sê ons vir mekaar dat ons nederig wil wees. Maar so dikwels sukkel ons daarmee, liewe broer en suster. Want as ek tog net eers erkenning kan kry, as iemand tog net eers my naam kan noem of kan neerskryf, vir my 'n klop op die skouer kan gee, as ek tog net self kan goed voel oor wat ek gegee het, of wat ek aangebied het, of wat ek verrig het. Maar dit behoort nie so te wees nie. Alles behoort te gaan oor die verheerliking van God en hom alleen. Want hy is die een wat op die troon sit. Hy is die een wat waardig is. Jesus is die lam wat geslag is, gesterf het, opgestaan het en opgevaar het en sit aan die regterhand van God. God alleen verdien die glorie en die eer en die verheerliking wat ons het om aan te bied. So daarom enige gawe wat jy gekry het van God af deur sy gees behoort nooit te wees om vir jouself 'n naam te maak nie en om jouself op die kaart te sit nie. Dit moet altyd gaan oor God. Dit gaan net oor sy verheerliking. As ons Filippense 2 vers 13 lees, sê dit so mooi. Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. So God bring die gewilligheid en hy bekwaam my en jou om sy veelvuldige genade, deur die genadegawes wat hy uit genade gegee het, dis hoekom dit genadegawes is, te kan gebruik tot opbou van sy kerk en sy koninkryk. En daarom verdien ons geen eer nie, hy alleen. En daarom moenie in die struik val van om vir aanprysing te soek nie. Gee dit, doen dit, leef met jou gawes tot eer van God alleen. Vriende, kom ons vat dit saam en maak dit prakties. Ons leef in die laaste dae sedert Jesus
tyd op aarde, en daarom sê Petrus die einde of dan die volleinding van alles is naby. En einde beteken nie 'n stopbord soos wat ons op straat kry nie, dis die volleinding, die hoogtepunt, alles kom bymekaar. En omdat dit so is, pas op, leef versigtig, wees nugter en wakker, dink, praat en leef reg. En sodra jy agterkom dat dit nie die geval is nie, draai na God toe, sak op jou knie, bely dit. Jou sondes, jou tekortkomings, stel dit reg. Gaan na die mens toe of die mense wat veronreg is deur wat jy gesê of gedoen het en stel dit reg. Daarmee saam leef liefde. Dis die volle uitvoering van die wet. Dis Jesus se opdrag in Matteus 22. Johannes het dit gesê, Petrus sê dit. Dis die hartklop van die evangelie. Eerstens binne ons geloofsgemeenskap as 'n gemeente en daarna teenoor alle mense. Ons gaan in die Pinksterreeks meer hieroor praat. En laastens, omdat die einde naby is, moet ek en jy as getroue rentmeesters van dit wat God aan ons toe vertrou het, geestelike genadegawes, moet ons mekaar dien. Ons moet bereid wees om die boekleed uit te trek en op ons knieë te sak en spreek woordelik mekaar se voete te was. Elkeen het 'n gawe. Niemand kan sê ek het niks nie. Jy het minstens een unieke gawe van God ontvang deur die Heilige Gees wat in jou woon en werk. En Petrus het 'n paar genoem, gasvryheid byvoorbeeld, om mekaar in julle huise te ontvang of vreemdes te ontvang. Prediking is 'n ander ene. En dan algemene diens in die gemeente, binne die gemeenskap van gelowiges. Watter gawe dit ook al mag wees, God sal vir jou die krag gee om dit te doen, dit skryf Petrus. Maar nie net in die gemeente nie. En daarom sê hy, in alles. In alles. En die vraag is, hoekom? Omdat die heerlikheid en die krag aan God alleen behoort tot in alle ewigheid. So om dit saam te vat, dink net watter enorme impak ons saam kan maak as almal van ons die gawes wat God uit genade vir ons geskenk het kan identifiseer. Eerstens kan identifiseer. Ons het verlede jaar sulke lyste ingevul en dalk het jy nog nie of dalk is jy nie in die gemeente, dan beter jy dit eersdaags doen, veral wanneer ons mekaar weer in die oë kan kyk. So identifiseer jou gawes. 2, gebruik dit nie tot jou eie eer nie, maar tot verheerliking van God. Eerstens binne die gemeente, die geloofsgemeenskap en daarna in die gemeenskap en in die wêreld. En dit sal meebring dat ons eerstens al hoe meer 'n gemeente word wat koninkryksgerig sal leef, meer koninkryksgerig sal leef as ooit tevore in ons bestaan. En tweedens sal dit die antwoord bied. Petrus bied vir ons die antwoorde. En sal ons gehoorsame navolging, gehoor gee aan Petrus se oproepe, die antwoorde gee op die vraag wat ek aan die begin gevra het, wat gaan herlewing in ons midde bring? Wanneer ons selfbeheers en nugter is, onvoorwaardelik liefhet en mekaar bedien met die veelvoudige genadegawes van God. 2, waar behoort ons die fokus te plaas van wie ons is en waarmee ons onsself besig te hou? Die fokus behoort nie op onsself te wees nie, maar op hom. En waarmee ons self moet besig hou, is met dit wat God ons voorgeroep het. Uniek, individueel, ek en jy afsonderlik, maar ook gesamentlik as 'n gemeente, met dit wat ons as leierskap by die Here hoor, neerlê, saam met julle, wat julle ook hoor, neerpen en sê, dit is waarmee hierdie gemeente gaan besig wees. En derdens, hoe behoort ons te leef, dat ons nie ons krag verloor nie en bruikbaar is vir die Here, met oorgawe, teenoor mekaar en in die wêreld, in ons gemeenskap. Dat ons sal weet, die krag om hierdie dinge te doen, kom nie uit onsself nie. Dit skryf Petrus ook hier. Dit kom van God. Die krag van God sal ons in staat stel om so te leef. Mag die Here, liewe vriende, deur sy Gees ons in hierdie reis waarmee ons besig is bystaan, want die einde van alles is naby. Ons kan nie anders nie. Ons moet dien. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, dankie vir hierdie kort paar verse uit die pen van Petrus, wat so oorloop van ryke inhoud, en wat dit duidelik maak, dat ons nugter en wakker moet wees, selfbeheers moet leef, omdat ons al hoe nader kom aan die volëinding van alle dinge. En ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, daarom moet ons paraat wees, gereed wees, soos die verstandige meisies met hulle lampe en olie, wat genoeg olie gehad het. Staan ons by. Here, en help ons om mekaar ongeveins lief te hê, soos die ou vertaling sê, van harte. Dat ons mekaar sal vergewe en sal vryspreek en mekaar sal lief hê. Here, help ons om mekaar te dien. Met die genadegawes wat U uit genade vir ons gegee het, en deur dit in te span teenoor mekaar as lidmate van hierdie gemeente, maar ook in ons gemeenskap en in die wyeer wêreld, die veelvoudige genade van God openbaar te maak, sigbaar te maak, en dat dit soos 'n magneet mense sal nader trek, om U saam met ons te kom dien. Saam met ons die merkbare verskil deur diens te maak in die wêreld wat so nodig is. Here, ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat honger na liefde en omgee. Help ons daarin. Ons bid vir elkeen wat siek is, ons bid vir elkeen wat swaar kry, finansiëel ook in hierdie tyd. Ons bid vir hulle wat swaar kry in terme van werk. Ons bid vir elkeen wat onseker voel en bang is, hulle wat angstig raak. Ons bid vir hulle wat regtig gesondheidsgewys swaar trek, na 'n operasie of weens kanker, of watter ander uitdaging dit ook al mag wees. Ons bid vir elkeen van hulle. En ons vra, gebruik ons om hulle te dien, maar gee ook vir hulle U troos en krag en bystand deur die werking van U Gees. Dankie dat ons dit kan bid. En dat ons kan bid vir U Gees se kragtige werking en openbaring, ook deur die boodskappe in hierdie komende week, wanneer ons Pinkster 2020 vier. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met 'n wonderlike lied, en ek gaan voordat ons hierdie lied sing, dis die opdrag van God, pragtige lied, dis sy groot gebod. Voor ons dit doen, gaan ek sommer die seën uitspreek, en vir jou seën met die seën van die Here, en dan sing jy lekker saam, en ek hoop ons sien jou met Chris se afskop van die Pinksterdiens vanaand. Kyk dit gerus of luister dit. Ontvang sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid en werking van sy Heilige Gees met elkeen van julle wees, nou en vir altyd. Amen. Dis die opdrag van God, dis sy groot gebod, om jou naaste lief te hê, soos jou
Hy maak ons deel van sy liggaam. Hy maak ons deel van sy kerk. Hy leef in ons harte en in Jesus se naam staan ons sterk. O